Here Jesus, U hou die 7 sterre in U regterhand en beweeg tussen die 7 goue kandelare rond. U is die eerste en die laaste, wat dood was, maar lewend geword het. U is die heilige, die ware, wat die sleutel van Dawid hou, wat oopmaak en niemand sal dit toesluit nie, wat toesluit en niemand sal dit oopmaak nie. U is die Amen, die getroue en ware getuie, die begin van God se skepping. Amen. En liewe broers en susters en jongmaats, hierdie Here Jesus groet jou, groet elkeen van julle. Hy is bly dat jy vanoggend hier in die erediens is. En hy beloof vir jou in hierdie erediens en ook hierna sy genade en sy barmhartigheid en sy vrede. Kom ons loof ons Here. Ons doen dit met 'n lekker loflied. Lied 190, al 3 die verse, Grote God, aan U die eer. Nou soos julle weet, broers en susters, het ons die afgelope week, eintlik van verlede Sondag af, ons jaarlikse week van gebed in die gemeente gehad. En dit was meer vir die volwassenes. Maar kinders, julle wil ook mos graag bid. En ek weet, julle bid baie. Partykeer bid julle baie meer as wat ons groot mense bid. Nou die groot mense het verlede week hulle week van gebed gehad. Nou gaan ons vir die volgende paar minute vir julle 'n klein week van gebed hou. En hoe gaan ons dit doen? Ons gaan dit doen met daardie skets wat daar op die skerm is. Hulle noem dit, kinders, hulle noem dit 'n vingergebed. En daardie gebed help ons om, wanneer ons bid, wat om te bid. Sodat ons nou nie net die hele tyd vir onsself bid en vir alles wat ons nodig het nie, maar dat ons ook by ander belangrike sake in ons gebed uitkom. Nou julle sal sien, dit is die vingergebed, want ons vingers help ons om te onthou waaroor en waarvoor ons kan bid in ons gebede.
As mens jou hand so, soos julle daar op die skerm sien, voor jou oopmaak, en jy kyk van jou linkerkantste vinger af, dan begin 'n mens gewoonlik met jou gebede om God te eer. Jy vertel net vir God hoe wonderlik hy is, want hy is mos wonderlik, né? So ons wil vir hom sê, Here, U is vir ons wonderlik. En dan kinders, die tweede vinger herinner ons daaraan om vir hom dankie te sê. En het ons nou nie so baie om voor dankie te sê nie. En die derde vinger herinner ons dat ons vergifnis moet vra. Ons moet sê ons is jammer, ons doen ons maar verkeerde dinge en ons sê al baie keer goed wat ons nie moet sê nie en ons dink slegte goed en ons moet vir die Here sê ons is jammer want hy hou nie daarvan nie. En dan die vierde vinger herinner ons daaraan dat wanneer ons bid, ons moet onthou om ook vir ander mense te bid. So jy kan byvoorbeeld bid vir jou maatjies by die skool. En dan kan 'n mens natuurlik sê, die vyfde vinger vir ons, kan ons ook vir onsself bid. Niks fout daarmee nie, maar dit is eers aan die einde, want ons is nie die belangrikste in ons gebede nie. Eers die Here, dan ons naaste, en dan wat ons graag vir onsself wil vra. Nou maats, ek gaan nou saam met julle, met behulp van hierdie vingergebed, bid vanoggend. So, kom ons maak ons oë toe, en die groot mense is baie welkom om ook saam met ons te bid. Julle kan almal in julle harte saam met my bid. Hemelvader, U is so wonderlik. Daar is niemand soos U nie. Net U is oral. Net U weet alles. Net U het al die krag in die wêreld. Al die krag in die heelal. En selfs dit is nie genoeg vir al U krag nie. Want U is almagtig. Wanneer ons aan U dink, dan wil ons maar net sê, Here, U is regtig wonderlik. En wil ons eintlik, as ons dink hoe wonderlik U is, amper van ons stoele af opstaan en gaan kniel daar voor ons stoele en sê, Here, ons prys U. Hemelvader, ons wil ook vandag vir U baie dankie sê. Dankie dat ons saam met ons ouers gisteraand in 'n bed kon slaap. Dankie dat daar 'n dak oor ons kop was. Dankie dat ons gisteraand en dalk selfs vanoggend as daar tyd was, kon eet. Dankie dat ons 'n manier gehad het om vanoggend by die kerk te kom. Dankie vir ons kerk. Hemelvader, maar U weet ook, ons is maar sondaars. Ons dink verkeerde dinge, ons sê verkeerde dinge, en ons doen verkeerde dinge. U weet ook, Here, wat ek gister verkeerd gedink en gedoen en gesê het. Dalk selfs vanoggend al. Vergewe my asseblief. Here, ek is regtig jammer daaroor. En dankie dat U ons vergewe, want Jesus het daarvoor vir ons betaal. Liewe Here Jesus, ons as kinders en volwassenes bid ook vir almal wat in hierdie tyd deur 'n moeilike tyd gaan. In ons eie gemeente en ook buite ons gemeente. Wanneer ons met mekaar gesels, wanneer ons nuus kyk, dan weet ons van hulle. Ag Here, laat hulle asseblief voel hoe U ook by hulle is. En dankie Here dat elkeen van ons nou ook ons eie behoeftes na U toe kan bring. U weet waaroor ek bekommerd is. U weet wat my pla. U weet wat ek vir U wil vra. Ek gee dit ook alles vanoggend net vir U. En dankie Hemelvader dat ons vanoggend hier in die kerk kan wees. En dankie dat daar sommer in ons eie kerk sommer 2 ander dienste ook is. Dominee Bennett hier agter en Tannie Teresa daarbo in die jeuglokaal. Ons wil graag hoor wat U vanoggend vir ons wil sê. In Jesus se naam. Amen. Ons het die afgelope week vanaf verlede Sondag
stilgestaan by Openbaring 2 en 3 in ons week van gebed. En ons het daar 5 van die 7 briewe in daardie 2 hoofstukke wat die Here Jesus aan die gemeentes van Klein-Asië gestuur het, saam gelees, daaroor gesels en daaroor gebid. Vanoggend staan ons by die 7de brief stil. En dit is die brief aan die gemeente in Laodicea. En ons kry daardie brief in Openbaring 3 vers 14 tot 22. Ek lees dit vir julle uit die 2020 vertaling. Vanaf vers 14. Skryf aan die boodskapper van die gemeente in Laodicea. Dit sê die Amen, die getroue en ware getuie, die begin van God se skepping. Ek ken jou dade, dat jy nog koud, nog warm is. Was jy nou maar koud of warm? Maar omdat jy lauwarm is, nog warm, nog koud, gaan ek jou uit my mond spoeg. Omdat jy sê, ek is ryk, ek het skatryk geword, en het aan niks gebrek nie, en nie besef dat jy ellendig en jammeringswaardig, brandarm, blind en naak is nie. Raai ek jou aan om by my goud te koop, wat deur vuur gesuiwer is, sodat jy ryk kan wees, en wit klere, sodat jy jou kan aantrek, en die skaamte van jou naaktheid nie sigbaar word nie, en salf om aan jou oë te smeer, sodat jy kan sien. Diegene wat ek lief het, berispe en tug ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe, en saam met hom eet, en hy saam met my. Wie oorwin, sal ek saam met my op my troon laat sit, net soos wat ek ook oorwin het, en saam met my Vader op sy troon sit. Laat die wat ore het, luister na wat die Gees aan die gemeentes sê. Tot sover ons skriflesing. Kinders, het julle al op 'n warm dag na skool by die huis aangekom, baie moeg en baie dors, na die yskas toe gehardloop, 'n koeldrank uit die yskas uitgehaal en dit begin drink, en toe agtergekom, daardie koeldrank is lou. Dit was nog nie lank genoeg in die yskas nie. Daardie koeldrank is mos nie lekker nie, né? Broer, is jy al by 'n braai, 'n bier deur 'n vriend aangebied? Die kole waar jy besig is om te braai, is warm. Jy kan al daardie koue bier proe, maar as jy dit begin drink, is dit nie koud nie. Daar is min dinge wat so sleg is, soos 'n lou bier. En susters, die meeste van julle hou mos van warm tee. Nie tee wat jou brand nie, maar daarom warm genoeg. Onthou jy daardie dag, toe jy by 'n vriendin gaan kuier het, en sy vir jou tee aangebied het, wat lou is, wat net so grens aan koud wees. Dalk was daar te veel melk in, of dit was te lank in die teepot. Jy wou dit nie wys nie, maar jou gesig het weggegee, dat daardie tee glad nie lekker vir jou is nie. Soos wat ons nie hou van lou koeldrank, lou bier en lou tee nie. So, en nog baie meer hou Jesus glad nie van 'n lou gemeente
of lou volgelinge van hom nie. Hy is nog lief vir hulle, maar hy hou nie van hulle louheid nie. Dit was Jesus se probleem met die gemeente in Laodicea. Hulle was lou. Was jy nou maar koud of warm, sê Jesus. Maar omdat jy lou warm is, nog warm, nog koud, gaan ek jou uit my mond spoeg. Sjoe, uit sy mond spoeg. Hy hou definitief nie van louheid nie. Dit is nie asof daar niks aangegaan het in die Laodicea gemeente nie. Dit is nie asof hulle nie so nou en dan by die Here uitgekom het in hulle stilte tyd nie. Maar daar was nie meer 'n vonk, 'n spaak tussen hulle en die Here nie. Nie meer geesgeleide passie en vuur nie. As jy so lou is, sê Jesus, is dit beter dat jy maar eerder koud is, dat daar niks by die kerk aangaan nie, en daar niks tussen jou en die Here is nie. Die Laodicense, hulle gemeente, het baie goed verstaan wat Jesus vir hulle wou sê oor hulle louheid. Want dit is hoe die water wat hulle in hulle stad gebruik het, by hulle aangekom het. Lou. Hulle het nie water in die stad en omgewing gehad nie. Die water moes oor 'n afstand na hulle toe kom. Hulle het warm water van Hierapolis ontvang en koue water vanaf Kolosse. Hierdie water moes deur 'n aquaduct, 'n pypleiding van daardie tyd, oor 'n paar kilometer na hulle toe vloei. Die koue water het op pad verhit en die warm water het op pad verkoel, sodat die water wat hulle bereik het, lou was. Glad nie lekker om te drink nie. So sleg, dat hulle soms gevoel het om dit uit te spoeg. Dit is so maklik om lou te word. So maklik, dat ons dit nie eens agterkom nie. Jy het al jare gelede jou hart vir die Here gegee. Met verloop van tyd het jou emosie van daardie tyd vervlou. En nou lyk dit soms asof jy eerder op 'n begrafnis as by die Here is. Die meeste van ons het van kleins af in 'n Christelike huis groot geword. Vir ons was ons Afrikanerskap en Christenskap synoniem. Dit was deel van ons moedersmelk. Ons was maar altyd by die Here, of so het ons gedink. Ons het daarom nooit daardie vuur gehad wat mense het sodra hulle tot bekering kom nie. Kyk maar na die Indiërs, sodra hulle by Jesus uitkom van het Hindoeïsme en Islam. Hier is heelwat van hulle hier agter in die kapel by Dominee Bennett hulle. Hulle straal letterlik vir Jesus. Hulle is aktiviste en fanaties vir Jesus. Hulle aanvaar die eise van disippelskap van Jesus volledig, ongeag die gevolge daarvan. Iets wat ons nogal mee sukkel, as ons eerlik wil wees. Jesus vra ons alles. En hy kan alles vra, omdat hy alles gegee het. Hy vra ons heeltemal, volledig. Hy kan ons heeltemal vra, omdat hy homself heeltemal vir ons gegee het. Ons gemeente, Durban Wes gemeente, en die gemeentes waaruit ons ontstaan het,
bestaan al vir dekades. Daar was moeilike tye, maar ons het nie tans 'n stryd om oorlewing nie. Ons word nie vervolg nie. Dit gaan goed met die bedieninge en aktiwiteite in die gemeente. Maar ons mis iets. Die vuur van die Heilige Gees, soos die eerste gemeente beleef het. Jesus wil ons nie in ons louheid laat staan nie. Hy kan, maar hy wil nie. Daarvoor is hy te lief vir ons. Daarom sê hy in ons skrifgedeelte, vir die Laodisense en ook vir ons, wees ywerig, bekeer jou. Hy gaan verder. Hy wil ons help om weer warm en brandend vir hom te wees. Hy persoonlik. Hy stuur nie iemand anders nie. Hy wil dit self doen. Hy staan, soos ons nou hier praat, daar buite by die kerk se deur. En hy klop. Die deur is oop. Hy kan inkom, maar hy is 'n gentleman. Hy wag totdat ons as gemeente hom nooi om in te kom. Net so klop hy ook aan jou eie persoonlike deur. Hy wag geduldig vir jou om vir hom oop te maak. William Hunt het hierdie kosbare skildery op die skerm geskilder, van Jesus wat by die deur staan en klop. Die skildery wat in die St. Paul's Kathedraal in Londen hang, staan bekend as The Light of the World. Wat dit so treffend maak, is dat daar geen deurknip aan die buitekant van die deur sigbaar is nie. Die deur kan net van binne af oopgemaak word. Jy moet die deur vir hom oopmaak. Ons moet hom hier innooi. Wanneer ons hom laat inkom en vir hom die deur oopmaak, deel hy vir ons geskenke uit om ons uit ons louheid uit te kry, sê ons skrifgedeelte. Goud en wit klere en oogsalf. Want sonder dat ons dit besef, is ons wanneer ons lou is, ook arm, kaal en blind, sê ons skrifgedeelte. Ons harte is arm. Al wat in ons harte is onsself en ons eie belang. Me and myself. Daarom gee hy vir ons goud. Hierdie goud is gelouter. Dit het hom sy lewe gekos. Hy trek self in ons harte in en maak ons geestelik skatryk. Hy het gesê, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Ons lewens is kaal. Daar is min tekens van Jesus in ons woorde en dade en houdings. Daarom gee hy vir ons wit klere. Wit is die simbool van skoon en rein. Op al ons woorde en dade en houdings is nou 'n nuwe label. Jesus sin. Ons wys dit. Ons wys Jesus. Ons staan uit vir Jesus. En ons gee glad nie om nie. Ons is blind. Nie omdat sommige van ons oogprobleme het nie, maar omdat ons geestelike oë
net probleme en slegte dinge en slegte mense raak sien. Ons is blind vir wat saak maak. Jesus gee vir ons oogsalf. Nou sien ons Jesus se hand oor die hele heelal, hierdie planeet, ons land, ons lewe. Ons sien hom in klein dingetjies in ons lewens raak. Ons sien hom in elkeen wat in nood na ons toe kom. Ons sien sy liefde vir elkeen wat op ons pad kom. Met Jesus en sy goud en sy wit klere en sy oogsalf by ons, is daar nie 'n manier dat ons as gemeente en jy persoonlik meer lou kan wees nie. Ons gemeente is dan 'n feesmaal by Jesus. Elke erediens, elke aktiwiteit voel soos 'n fees, waar ons nie kan wag om Jesus ons gasheer in elke erediens, kinderkerk, Bybelstudie, kategese byeenkomste ontmoet en nader aan hom te kom nie. Ons bederf mekaar die hele tyd by elke funksie en geleentheid met sy gasvryheid, omdat ons wil. Ons kan nie wag om hulle daar buite ook in ons feesmaal te kry nie. Hierdie is net die begin van die feesmaal wat nooit sal ophou nie. En jy persoonlik, sê ons skrifgedeelte, jy sit saam met Jesus op sy troon. Jy sien daaronder nog jou omstandighede, die land en die wêreld, maar jy is intussen by Jesus, nou en vir ewig. Jy's veilig in sy hande, maak nie saak wat gebeur nie. Al wat jy kan uitkry is net Jesus, Jesus. Gaan ons vanoggend vir Jesus in die gemeente innooi? Gaan jy vanoggend vir Jesus jou deur oopmaak? Amen. Here Jesus, baie dankie dat U klop, dat U aanhou klop, dat U nie moeg word om te klop nie, dat U nie wegloop nie. Ons weet, as gemeente, U staan vanoggend daar buite by daardie glasdeur, en U wil inkom, sodat ons nog meer van U kan beleef, as wat ons alreeds beleef, sodat ons ietsie van die vuur van U Heilige Gees in ons midde en deur ons sal ervaar en openbaar en wys. Here Jesus, kom asseblief in Durban Wes gemeente in. Laat hierdie gemeente net oor U gaan. Laat ons waarlik 'n Jesus gemeente wees. Elkeen van ons persoonlik hoor ook daardie klop. U klop aan ons elkeen se deur. U wil inkom. Miskien is U al tot 'n mate in ons lewens, maar ons weet nie heeltemal nie. Maar U wil heeltemal inkom. U wil
alles in ons lewe hê. U wil alles in ons lewe wees. Elkeen van ons gaan nou net daar waar ons sit, liewe Here Jesus, self besluit of ons die deur vir u nou wil oopmaak en u laat inkom. As jy jou deur vir die Here Jesus wil oopmaak, sê dit vir hom in jou hart of hardop, net daar waar jy sit. Here Jesus, met u volledig in ons gemeente, met u alles in ons lewens, weet ons, daar die goud en die wit klere en die oogsalf wat u ook vir ons gee, sal nou alles in ons verander. Want u is in ons harte, volledig in beheer van ons gedagtes. Ons is skatryk met u in ons lewens. Ons lewens het nie meer die ou, vervalle, sondige, vuil klere nie. Ons het nou u wit klere. Ons lewens, ons woorde, ons gedagtes, ons dade kan nie meer dieselfde wees nie. Dit gaan nou net u wees. U wys. U uitstraal. Want op ons klere en op ons lewens staan u naam geskryf. En ons kan al reeds voel hoe daardie oogsalf, die geestelike oogsalf in ons oë begin werk. Ons begin alles sien soos u dit sien. Ons begin onsself sien soos u ons sien. Ons begin mense in nood raak sien soos u hulle sien. En daarom kan ons nie meer dieselfde wees nie. Ons sien so uit om te ervaar wat u nou in ons elkeen verder en in hierdie gemeente gaan doen. In Jesus se naam. Amen. Kom ons dien die Here met ons liefdegawes.
Baie dankie diakens. Ons sluit nou hierdie erediens en ook ons week van gebed af met lied 266, die Onse Vader gebed. Na die seën gaan ons die Amen uit lied 313 saam sing. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met ons gemeente en met elkeen van julle wees en bly.